Goeiemôre geliefdes en baie welkom weer by ons erediensgeleentheid vanoggend. Ek glo en vertrou dat u ook vanoggend die Here se nabyheid sal beleef. Broers en susters, wat ons afkondigings aanbetref, ek dink die vraag op elkeen se lippe en in hulle gedagtes, maar hoe gaan dit nou werk in die toekoms en wat gaan ons nou maak met die eredienste en die kerk wat weer kan oopmaak? Geliefdes, ek wil tog vir u sê om net so 'n bietjie geduld toe te pas. Ons gaan Dinsdag aand vergader as kerkraad om 'n paar opsies te bespreek wat reeds op die tafel is en dan sal ons dit so spoedig moontlik ook aan elkeen van u kommunikeer. Ek dink die belangrikste is dat ons 'n verantwoordelike besluit sal neem en dat ons ook nie oorhaastig sal besluit nie en al die regulasies en reëls ook in ag sal neem. So ek dank u vir die ondersteuning en ook vir u geduld. Baie sterkte aan elkeen wat in die hospitaal is, oom Mac de Toy en oom Solly Wolmerans. Ons dink aan julle, en julle is in elkeen van ons se gebede ook. Ek is ook dankbaar om te hoor van operasies wat goed afgeloop het hierdie week. Baie sterkte ook in die herstelproses. Baie geluk aan elkeen wat hierdie week verjaar, mag julle ook 'n geseënde en 'n voorspoedige nuwe lewensjaar geniet. Geliefdes, wat vanoggend se erediens aanbetref, Dr. Gerard Lindekie is vanoggend aan die woord, namens die Bybelgenootskap, en ons sê vir hom dankie, dat hy ook op hierdie wyse instaan, en ook vir ons die woord bring, en spesifiek, omdat dit 'n baie spesiale jaar is vir die Bybelgenootskap, aangesien hulle 200 jaar herdenking vier. Baie dankie. Kom ons soek nou die aangesig van die Here op. Stuur nou Here, u lig en u waarheid, sodat die ons lei, sodat die ons bring in u heilige teenwoordigheid. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader, in Jesus Christus ons Here, en deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons vind die wil van God op baie plekke in die Bybel. Die bekendste is seker Eksodus 20, die 10 gebooie. Maar ons Here Jesus het ook vir ons kom leer wat dit beteken om deel te wees van die koninkryk van God. Ons lees in Matteus 5 van vers 1 af, wat beskryf kan word as die grondwet van die koninkryk van God. Toe Jesus die menigte mense sien, het hy teen die berg opgegaan. En nadat hy gaan sit het, het sy disippels na hom toe gekom
en hy het hulle geleer en gesê: Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseënd is die sagmoediges, want aan hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseënd is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseënd is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Kom, laat ons nou saam bid. Almagtige en barmhartige God, ons kom na U toe en bely vandag voor U, dat ons dikwels ons eie wil nastrewe, dat ons hoogmoedig is. Ons bely, Here, dat ons gedink het ons kan sonder U bestaan. Here, vergewe ons hardvochtigheid en onbarmhartigheid. Vergewe ons waar ons self wou besluit wat reg of verkeerd is. En Here, vergewe ons waar ons self dikwels die oorsaak is van konflik en waar ons ander veroordeel. Ons kom na U toe, Here, in die naam van ons Here Jesus en pleit om genade en vergifnis. En ons dank U vir die wonderlike versekering in U woord, dat U ons reeds vergewe het. Vader, ons bid vandag vir almal wat siek is, dat U genesing sal gee en krag sal gee. Wees by elkeen wat alleen en eensaam is, Vader. Omvou hulle in U liefde en verseker hulle van U teenwoordigheid. Wees by elkeen wie se lewe in gevaar is, Vader, of wat dalk worstel met die dood. Gee tog troos. En Vader, baie keer is ons so bekommerd oor die toekoms. Ons voel so onseker. Ons kom vandag na U toe, ons bron van hoop en krag, en ons bid, Here, gee vir ons weer ook nuwe krag en hoop deur U woord en deur U Gees. Almagtige God, ons pleit by U dat U ons sal bevry van hierdie virus wat soveel verwoesting saai in die wêreld. Gee tog dat daar 'n teenmiddel gevind sal word daarvoor en dat ons spoedig ook weer met ons normale werksaamhede sal kan voortgaan. Ons dank U vandag in besonder vir die rol wat moeders en oumas in ons lewens speel. En ons bid, Heer, vir elkeen wat U ook toevertrou het met die verantwoordelikheid van moederskap. Gee vir hulle elkeen ook U nabyheid en U krag en U wysheid. Saam met miljoene ander van U kinders, Here, wil ons U vandag loof en prys en aanbid. Dankie dat ons kan weet, U is oral by ons teenwoordig waar U kinders vandag hulle bevind. Dankie dat ons veral U woord in ons midde het. Maak dit rustig in ons harte, sodat ons ook daarna kan luister, opnuut daardeur versterk sal word en in die lig daarvan sal kan lewe. Here, seën asseblief die verkondiging en die verspreiding van U woord tot in die verste uithoeke van die wêreld en ook in die donkerste plekke van ons samelewing. Seën elkeen, Here, wat daarna luister, maar ook hulle wat dit
verkondig. Dankie dat ons kan weet, U is altyd by ons, en U genade is vir ons genoeg. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Neem my lewe, laat dit hier U gewy wees meer en meer. Laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig. Neem my hande, maak ons sterk, diensbaar in U goeie werk. Neem my voete, skoei hier, met bereidheid tot U eer. Neem my stem en laat my sing, aan U Here hulde bring. Laat my mond die boodskap dra, Hul sal vind wat na U vra. Neem my goud en silwer hier, niks nou my eie meer. Al my kennis en verstand stel ek in die Vaderhand. Maak my hart vir U tot troon, deur die Gees wat in my woon. Rig my wil, gevoel en daad, altyd na U wyse raad. Neem my lewe, laat dit hier U gewy wees meer en meer. Laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig. Ons skriflesing is 2 gedeeltes, net 'n baie kort gedeelte uit die Ou Testament, die bekende Psalm 119 vers 105. Ek lees dit vir ons uit die 2020 vertaling, die Nuwe Afrikaanse vertaling. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my lewenspad. En dan uit die Nuwe Testament lees ons die verhaal van die Emmausgangers in Lukas 24 van vers 13 af. Op dieselfde dag was 2 van hulle op pad na 'n dorpie met die naam Emmaus, 12 kilometer van Jerusalem af. Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en saam met hulle geloop. Hy vra hulle toe, wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek? Met somber gesigte gaan hulle staan, en een van hulle met die naam Kleopas antwoord hom, is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem dat u nie weet van die dinge wat die afgelope paar dae gebeur het nie? Hy vra vir hulle, watter dinge? Hulle antwoord hom, die dinge in verband met Jesus van Nasaret, 'n profeet wat magtig was in woord en daad voor God en die hele volk, en hoe ons priesterhoofde en die lede van ons raad hom oorgelewer het om ter dood veroordeel te word en hom gekruisig het.
Ons het so gehoop dat dit hy is wat Israel sou verlos. Maar boonop is dit vandag al die 3de dag vandat die dinge gebeur het. En nou het 'n paar vroue uit ons kring ons ook nog ontstel. Hulle was vanmôre vroeg by die graf en kon sy liggaam nie kry nie. Hulle het kom vertel dat hulle 'n verskyning gesien het van engele wat gesê het hy lewe. Sommige van ons mense het ook na die graf toe gegaan en dit net so gekry soos die vroue gesê het, maar hulle het hom nie gesien nie. Toe sê hy vir hulle, wat 'n gebrek aan begrip en wat 'n traagheid van gees. Glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? Moes die Christus nie hierdie dinge ly om in sy heerlikheid in te gaan nie? Daarna het hy by Moses en al die profete begin en al die skrifuitsprake wat op hom van toepassing is, vir hulle uitgelê. Toe hulle by die dorpie aankom waarheen hulle op pad was, het hy gemaak of hy verder wou gaan. Hulle het egter by hom aangedring en gesê, bly by ons, want dit is amper aand en die dag is al verby. Toe het hy ingegaan om by hulle oor te bly. Terwyl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy die brood, vra die seun, breek dit en gee dit vir hulle. Toe gaan hulle oë oop en hulle het hom herken, maar hy het uit hulle gesig verdwyn. Hulle sê toe vir mekaar, het ons hart nie warm geword toe hy op die pad met ons gepraat en vir ons die skrif uitgelê het nie. Ons lees net tot sover. Gelukkig is elkeen wat die woord van die Here hoor, dit ook in die hart bewaar en daarvolgens probeer lewe. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons het so uitgesien na 2020, die jaar van die Bybel. Die Bybelgenootskap vier hierdie jaar in dankbaarheid 200 jaar van Bybelwerk in Suid-Afrika. En ons wil graag 2 miljoen Bybels in Suid-Afrika versprei. Ons was opgewonde, want daar was soveel opwindende projekte en geleenthede beplan. En toe gebeur COVID-19. Ons word ingeperk. Geleenthede word afgestel en uitgestel. Eredienste vind nie meer in kerkgeboue plaas nie. Ons kan dus nie meer reis en gemeentes besoek nie. Dis nou maar net 'n voorbeeld van hoe julle saak my en my gesin se werksomstandighede raak. Maar ek is seker elkeen van julle kan ook vertel van die impak daarvan en wat dit op julle lewens die invloed het. Ewe skielik is alles onseker. Wat gaan van ons word? Gaan ons dit oorleef? Ja, ons het so gehoop, 2020 gaan 'n goeie jaar wees. Ons het so gehoop. Soos daardie 2 manne wat teleurgesteld teruggestap het Emmaus toe. En vir Jesus sê, ons het so gehoop. Daar is 2 woorde wat my opval. Hulle was op pad. Hulle was maar besig met die gang van die lewe. En hulle sê ons het gehoop. Met ander woorde, dis asof hulle hoop verpletter is. Asof dit verby is. En waar begin Jesus om weer vir hulle hoop te gee? Jesus begin by die Bybel. Dit wat ek en jy vandag ken as die Ou Testament, was in daardie tyd hulle Bybel en hulle daarvan gepraat as die wet en die profete. En Jesus begin om die skrifuitsprake wat op hom betrekking het, vir hulle uit te lê. En soos wat hy praat,
word hulle harte warm. Met ander woorde, kry hulle weer hoop. En al word dit skemer rondom hulle en donker, kom daar ewe skielik weer lig in hulle lewe. Geliefdes, hierdie gedeeltes bevestig maar net weer eens vir ons van watter onskatbare waarde die Bybel vir gelowiges het. Waar mense in die lewe praat oor die Bybel, kom daar weer hoop. Kom daar lig in die duister. Psalm 119 vers 105 is vir ons so 'n bekende vers en 'n bekende beeld wat baie van ons uit ons kinderjare onthou. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my lewenspad. Let wel, nie 'n lig daar deur ver voor in die tonnel nie, maar hier by my, voor my voet, sodat ek weer die volgende tree kan gee. Die woord van God verseker ons van God se teenwoordigheid by ons, in ons lewe. God is saam met ons op ons lewenspad. God wag nie net vir ons eendag daar ver in die hemel nie. Nee, hy stap saam met ons, soos Jesus saam met die twee manne op pad was. Mense vra vandag, praat die Here nie met ons deur hierdie virus nie? Wil die Here nie vir ons iets daarmee sê nie? Geliefdes, ek het vandag vir julle baie goeie nuus. Die Here praat nie met ons deur virusse nie. Die Here praat met ons deur sy woord. In die lig van dit wat Jesus Christus vir ons kom wys en leer het. En dit is onder ander dinge soos dat God by ons is, dat God Immanuel is, dat God vir ons soos 'n Vader is, vir wie ons nie hoef bang te wees nie, dat God 'n God van genade en vergifnis en liefde is, dat God deernis met my en jou het en ons omstandighede. Mense sê ook, hierdie pandemie is 'n teken van God se straf en oordeel oor mense se sondes. Ons moet nou net wag dat dit bedaar en dat God nie meer kwaad is nie. Maar liewe broers en susters, die Bybel is weer eens baie duidelik daaroor, dat God nie so is nie. Jesus Christus het God se straf en oordeel oor die sonde klaar en volledig in my en jou plek aan die kruis gedra. Die Bybel sê vir ons, daar is vrede tussen ons en God. God is nie kwaad vir jou nie. Jy hoef nie vir God weg te kruip nie. Daar is niks wat ons kan skei van die liefde van God nie, selfs nie die dood nie. Kan jy hoor waarom dit noodsaaklik is dat mense hierdie wonderlike boodskap sal hoor? Want God se woord bring vir ons lig in onsekere tye. Tye wanneer ons moedeloos raak en wanneer ons hoop min word. Daarom wil ek by u pleit, juis in hierdie tyd wat ons dalk nou meer as ooit die tyd en die geleentheid het, om moeite te doen met jou eie lees en oordenking van God se woord. Lees dit elke dag. Laai dit sommer af op jou selfoon. Praat met ander mense daaroor. Want so gee die Here weer vir ons hoop. Ek is seker dat jy dit ook sal ervaar. Dat jou hart warm sal word. Dat ons hoop weer sal terugkom. Wat ons wel weer besef,
is juis net hoe nodig ons die Here het, hoe afhanklik ons van God is. Ons is eintlik maar net gering en nietig en verganklik. Waarvoor het jy gehoop in 2020? Vir die Bybelgenootskap was dit vir 'n geestelike herlewing in Suid-Afrika deur die 2 miljoen Bybels wat ons beplan om te versprei. Maar weet jy, nou is hierdie geestelike herlewing in elk geval besig om plaas te vind. Vertrou daarom ook dat die Here jou uit omstandighede uiteindelik ook ten goeie sal laat uitwerk. Julle ken waarskynlik ook almal hierdie baie mooi beeld in Jeremia 18 van die pottebakker en die klei. En wat sê dat ons soos klei in die hande van die pottebakker is. Weet julle wat is vir my die mooiste van daardie beeld? Dat die pottebakker nie die klei weggooi as dit nie uitwerk nie, maar dat hy dieselfde klei vat en dit weer op die wiel plaas en begin om iets te vorm. So is die Here by my en jou in ons lewe. Hy gooi ons nie weg nie. Sy hande is altyd rondom ons en hou ons liefdelik vas en vorm ons en maak ons dit wat hy graag wil hê ons sal wees. Geliefdes, die Here kan uit slegte gebeure en teleurstellings weer vir ons iets goeds laat opstaan. Wat jou omstandighede ook al mag wees, dit is my gebed vir jou, dat die Here met jou sal wees, en dat hy deur sy woord 'n lig op jou lewenspad sal wees. Amen. Terwijl die stil laat steeds
Geliefdes, aangesien ons nou ook in die prediking gehoor het, hoe belangrik die woord van God is, as 'n bron van hoop vir ons in ons lewe, wil ek graag aan ons die geloofsbelijdenis voorhou. Ons geloofsbelijdenis is 'n kort, kernagtige samevatting van die sekerhede wat ons in die Bybel kry, en wat vandag vir ons ook weer hoop gee. So kom ons bely ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Dit is vir ons 'n wonderlike troos, soos wat die skrywer van Hebreërs dit ook vir ons bevestig. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop. So deur ons geloof te bely, bevestig ons eintlik dat die hoop van God se liefde en genade in ons lewe. Helder skyn die lig vir die nasies, 'n vreugdeglans om die mense te verlig, tot die hele wêreld kan sien, U is die lig, mag die lig hier deur ons skyn. Aan die nasies, 'n hart vol hoop, om die volke te verbly, tot die hele wêreld kan glo dat U bevry. Mag U hoop hier deur ons Ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u elkeen. Amen.